Welkom by Sondag tot Sondag. Ek het vandag vir Johan Coetzee hierso. Johan, ek weet nie as jy een van daai mense wat aandring dat ons jou op jou titel moet noem of Absoluut moet jy dit nie doen nie. Okay. Maar Johan, ek het jou ontmoet by my vorige gemeente waar ek eintlik begin het as 'n jeugwerker. Jy was daar by GR gewees op 'n stadium en jy het baie keer ons gehelp met ons gemeentestrategie op 'n stadium. Onder andere ja. Maar jy doen ander goed ook. Wat is dit wat jy doen spesifiek nou wat jy mee besig is? Wel, in my wêreld van werk, in my wêreld van werk is ek 'n bedryfskundige. Ek doen besigheidskonsultasie. Ek het 'n maatskappy wat ons kyk na die volledige ontwikkeling van organisasies en mense. So aan die einde van die dag is organisasies is mense. En as jy 'n organisasie wil optimaliseer, moet jy kyk na die mense en jy moet ook die mense optimaliseer. So in hierdie proses is dit 'n end-to-end benadering oor hoe werk dinge binne 'n organisasie, hoe werk die mense en hoe kry jy organisasies en mense om behoorlik te werk. En daar skakel jy met groepe, individue, spanne op verskillende maniere en maak hulle werk. Nou, maar wat jy het op my Instagram opgepop, nou al 'n paar keer, met 'n boek wat jy geskryf het. Ek weet jy sê het 'n paar boeke al geskryf, maar die boek wat ek gesien het is Aftrede is 'n gat. So ek wil nou net hoor, hoe het jy gegaan, hoe het jy by daai boek eintlik uitgekom? Wat was jou motivering agter die boek? Hoekom wou jy hom skryf en wat het gelei tot dit? So elke mens het 'n storie. Maar elke storie is nie 'n boek nie. Okay. So wat gebeur het met Aftrede is ‘n vriend van my het eendag gekla dat hy nie kan, hy moet nou aftree en hy het nie regtig rigting of beheer oor hierdie proses nie en daar's nie 'n goeie Afrikaanse boek wat hy kan lees nie. En ek is toe heelwant gehad en ek sê toe vir hom, moenie worry nie, Sharp, oefen jy bietjie, ek sal vir jou boek skryf. Okay. En hy vat my toe aan en sê ek, nou wat gaan die boek se naam wees? En op die ingewing van die oomblik sê ek toe nou Aftrede is 'n gat. En ja, wel, die kort en lank van die saak is dis toe wat die boek se naam is. Maar ek kom uit die Kalahari uit en daar sê ons as jy 'n ding op sy gat gaan gee, dan gee jy hom pak slaag. Okay. Jy wen hom. Jy wen hom. En daar's 'n klomp gesegdes oor gat, so mense moet asseblief nie angsaanvalle kry nie. Maar die bottom line van die boek is niemand van ons kan eintlik aftree nie, want aftrede per se in die breë ding beteken mense gaan sit by die huis en doen niks. Okay. Of gaan permanent op vakansie of iets van die aard. Ja. Ain't happening. En selfs al het jy genoeg geld, wat 1.5% mense in ons land het, om af te kan tree, onafhanklik. Sure. Wat gaan jy doen? Hoeveel whisky gaan jy drink? Hoe lank gaan koffiewinkels? Hoeveel lank gaan gaan net soveel golf speel? Exactly. So daar's mense wat dit vir hulle lewe lank kan doen, maar hulle was lui hulle hele lewe lank gewees. Iewers moet ou aangaan met purpose. Jy moet 'n doel hê, want dis ons design. Wat ek hou van van wat jy sê is, ek dink nie hierdie boek is net vir mense wat nou op die punt kom van aftrede nie, want wat ek hoor daarbey is baie mense werk om te kan aftree. Korrek. So ek gaan nou werk en ek weet ek het net tot 65. Dan moet ek genoeg geld bymekaar maak en sodat ek nou vir die res van my lewe daai geld kan spandeer wat ek nou my lewe lank voor gewerk het. Maar ek hoor ook by hierdie boek waar ek nou sit, ek is nou 31 jaar oud, ek het nog baie jare wat ek kan werk, wat ek kan besluit wat ek wil doen, maar die doel, die goal van werk is nie om op te hou werk nie. Jy weet, dit is nie om klaar te maak en gat nie meer 'n bydrae te lewer tot die samelewing. Ou ontwikkel soos jy aangaan. Jou denke ontwikkel soos jy aangaan. Ek is op die punt waar as jy werk met die doel om af te tree, is jy besig om jou tyd te mors. Ja. Want aftrede moet nie 'n doel wees nie. Wat jy gaan doen tydens aftrede moet die doel wees. Okay. So die purpose is dit wat jy gaan doen nadat jy iets bereik het. Ja. Met ander woorde, as jy gaan studeer jy om 'n papier teen die muur te kry of studeer jy om mense te bedien, dominee? Ja. Okay. Of studeer jy om mense gesond te maak, dokter? Ja. Of studeer jy om regspleging te kan doen vir kinders wat benadeel word in die Oekraïne? Ja. Doel, nadat jy gestudeer het. Dieselfde storie met aftrede. As jy
hard werk en spaar en jy doen al die wonderlike goed reg, met die doel om af te tree, gaan jy binne die eerste 5 jaar basies doodgaan. Ja. As jy nie fisies doodgaan nie, statistiek sê eerste jaar, meeste mense wat doodgaan, meestal mans, en in Suid-Afrika 4.7 jaar, dis die risikotydperk. Sure. As jy daai oorleef, wat dan? Ja. Nou raak baie mans wat verskriklik baie kennis en insig het, raak dan in ek noem hulle winkeltrollie stoters. Nou slenter jy agter jou vrou aan in die winkel terwyl sy die trollie volpak en jy so geïrriteerd en gefrustreerd dat jy wil doodgaan. Is dit wat jy wil doen? Ja. Is dit die value wat jy kan add? Ja. Voeg jy enige waarde toe in enige ou se lewe uitsluitend joune? Sit en mor en brom jy elke dag op voor die TV en kyk na die gemors en dararara. Ja. Ek bedoel, is dit waar jy wil aftree? Is dit wat jy wil doen? Ek het by die vorige gemeente waar ek gewerk het, was daar baie bejaarde mense en ek het vreeslik besoeke gedoen by ouete huise, baie begrafnisse gedoen. En ek het gesien dat dit is een van die moeilikste goed. Daar's nie regtig vreeslik boeke geskryf oor hoe om af te tree nie. En ek sien hoe mense sukkel met verhoudings, sukkel met finansiële bestuur, sukkel met dryf, en eintlik maar in 'n mate van 'n depressie ingaan, omdat daar nou ewe skielik, en ek dink in 'n groot mate, ons wat nou in die kerkbedryf is, praat baie oor roeping. En ek dink ons maak die fout om roeping en beroep dieselfde ding te maak. So wat nou het ek my werk verloor, ek is afgedank, nou is ek doelloos. En baie van dit dink ek sien ek ook wanneer ons praat oor sukses en mislukking. Net omdat jy misluk het in iets, beteken nie jy is 'n mislukking nie. Net omdat jy nie meer mislukking is nie jou identiteit nie. Ja. So eintlik gaan dit hier oor 'n soeke na identiteit buitekant 'n company, want ek dink baie keer werk mense vir 'n maatskappy. Daai maatskappy gee vir jou identiteit, 'n doel. Hulle sit jou op 'n jy raak die pedestal. Ja, jy raak die werk. Ja. En nou ewe skielik verloor jy daai platform en dan sit jy nou, besef jy maar okay, nou gaan ek eintlik in 'n eksistensiële krisis in. Amper 'n tipe van 'n adolessensie fase wat jy nou moet herbesoek. 'n Vriend van my het gesê na aftrede en hy het goed afgetree. Sy grootste uitdaging was gewees om van CEO af te skaal na huisknegt toe. Okay. Think about it. Een oomblik is jy die baas van die plaas. Daar's 'n sekretaresse, ouens skil jou appels vir jou af, hulle maak vir jou koffie, jy skree in die gang af, jy almal hardloop as jy in die omgewing is. Jy het 'n identiteit, CEO, jou besigheid, jou fabriek, jou handelaar, dis Johansen, for that matter. En môre stap jy daar uit nadat jy jou goue horlosie gekry het, wat ek nie verstaan nie, hoekom gee hulle vir jou horlosie as jy aftree? I mean, think about it, nee? Ja. Hoekom kry jy horlosie af as jy aftree? Dis 'n goeie vraag. Goed, so nou stap jy uit met jou goue horlosie in die arm, en wat nou? En wat nou? Ja. En dis die issue. Nou het jy jou identiteit verloor. Jy het 40 jaar gespandeer aan hierdie identiteit. Jy het vergeet waarvan jy hou. Jy het vergeet wat vir jou lekker is. Jou plesier en jou ontspanning was gedryf deur die geld wat jy gemaak het. Nie die innerlike goed nie. Nee? So ek en dink nou sit jy met daai probleem. Wat nou? Ja. Ek dink as 'n mens hierdie goed eintlik begin vra, eintlik hoe vroeër jy in jou lewe begin met hierdie goed werk. Exactly. Hoe makliker gaan dit vir jou wees, hoe meer bemagtig gaan jy wees om wanneer jy op daai punt kom, wanneer jy dan nou moet aftree, wat ook al dit nou beteken. Ek som dit so op. Ons lewe het basies 3 fases. Eerste fase is waar jy skool gaan en studeer. Jy word voorberei om produktief te wees. Ja. Tweede fase is waar jy produktief is. Jy werk jou mik af om geld en goederes en dinge bymekaar te maak. Nee? En die derde fase van jou lewe, wil jy al hierdie goed weggee en kom agter niemand wil dit hê nie. Ja, so mense wat nou moet ons afskaal nou dat ons exactly. uit is. En nou het jy hierdie moerse Taranaki teerstel in 'n 12 sleeper ding hier en nou wil jy dit verkoop. En kom jy niemand wil koop nie. Nou sê jy vat dit net. Niemand wil dit hê nie. Dit is net vir jou waarde. Ja, sure. Net vir jou. So wat ek hoor is dit is miskien beter om jou tyd en jou energie te bestee om waardevol te wees vir ander mense. Dis waar value inkom. Ja. As jy depressief is. As jy 'n depressiewe persoon vat,
en ek sluit medikasie uit. Ja. 3 dinge wat jy doen om 'n ou te help op daai pad. 1, jy maak seker hy slaap genoeg. Ja. 2, jy maak seker hy eet reg. 3, jy maak seker hy persoon oefen. En die 4de ding is waarskynlik die belangrikste. Gaan doen iets goed vir iemand anders. Ja. Ja. As jy sleg voel, as jy tyd wil hê, gaan spandeer tyd saam met iemand anders. Ja. As jy nie lekker voel, jy gaan doen goed vir iemand anders. As jy erkenning wil hê, en ewe skielik verander jou lewe van jaag na iets na value toe. Ja. En uit daai value wat jy bied, kry jy terug wat jy soek. Dit het my 31 jaar gevat om daai les te leer. Wel, dit het my 50 jaar gevat. Ek het op 'n stadium vreeslik oor hierdie goed gedink, oor doel, jy weet, want mens gaan deur daai eerste fase van leer. As jy dink hoe lank dit is, hoe jy eintlik groot word in 'n struktuur en 'n stelsel waar mense maar besluit namens jou maak. Jou ouers besluit om jou in 'n skool te sit. Verseker. Jy het nie regtig onafhanklike denke nie. En dan selfs wanneer jy gaan deur laerskool om hoërskool toe te kan gaan. Jy gaan deur hoërskool om universiteit toe kan gaan. En dan die oomblik wat mense uit universiteit uitkom, dan weet hulle nie. Dan gaan hulle nou maar en sê goed, ek het hierdie papiertjie, wie kan vir my werk gee? Exactly die punt. Exactly, but dit is waarom ek met die afgelope 2-3 jaar met mense eintlik beklei met hulle. Hoekom swat jy? Wel, wat wil jy word? Nee, ek wil noem dit 'n ingenieur word en dis steek dit deesdae vas by my. Om wat te doen? Wat se ingenieur? Wat wil jy reg kry? Ja. En as jy nie seker is met daai nie. Weet ek het 'n ouetjie wat vir my gesê het hy wil beter wees as sy pa. Brilliant. Dit is nou onlangs. Ja. Hoe gaan jy weet jy's beter as jou pa? Nee, op sy pa het 5 grade gehad. Okay, so jy gaan 6 wat. Ja. What a waste of time. Ja. En dan? En dis die issue. So wanneer ek vir mense help om hulle lewens te beplan of om net 'n plan te maak, is daar 7 vrae. Die 7 W's. Wie moet wat doen? Wanneer, waar, waarmee, waarom? En die laaste vraag is wat mense nie aan dink nie. Wat daarna? Wat daarna? Sure. So as jy klaar geswat het, wat dan? Ja. As jy klaar die huis gekoop het, wat dan? As jy klaar hierdie CEO pos het of die CIO of die dominee geword het, Ja. wat dan? Ek het net so 'n bietjie van my journey toe ek nou teologie geswat het. En ek toe eindig ek nou op by 'n gemeente waar ek die enigste dominee is en die foon lui eendag en 'n tannie bel my en ja, man is oorlede en sy weet nie wat om te doen nie. En ek ook nie. Jy weet, Wel, jy's nie veronderstel om te weet nie. 7 jaar teologie. en dan staan al vir die dissonance van okay, ek het nou al hierdie kennis, maar ewe skielik nou moet ek iets daarmee doen. Nou is jy nie regtig gelewe nie. Ja, nou is ek en dan gaan mens deur daai krisis en dan kom mens ook oor dit, jy kom in 'n ritme in, jy begin leer hoe om jou werk te doen. Nou kan jy jou werk goed doen en jy het al hierdie kennis wat jy kan toepas. En dan kom jy op 'n punt waar jy ook weer eens sit maar met hierdie vraag van okay, maar so what? Exactly. En dit het op 'n dag toe gebeur daar iets, 'n vriend van my het my gebel, hy het 'n krisis gehad. Hy het 'n konfliksituasie gehad en hy was angsbevange want hy het nie geweet hoe om hierdie konflik te hanteer. Ja, so die vriend van my bel my en hy sê vir my goed, hy het hierdie konflik, hy weet nie wat om te doen nie. Ek sê vir hom goed, hy stuur vir my die screenshots van die WhatsApp chat aan en die ding is besig om uit te rafel. En ek kyk daarna en ek gee toe vir hom raad. Ek sê toe vir hom goed, ek dink jy moet hierdie ding en hierdie ding van mekaar apart hou, gaan sien hom, praat net oor hierdie ding en dan wanneer jy later met hom praat, dan gaan jy hierdie ding so hanteer. En hy sê toe vir my, baie dankie, ek voel baie beter, jy het my nou regtig gehelp. En ek onthou daai gevoel wat ek daar gekry het van, ek het hier iets gedoen en ek het iemand gehelp. Ja. En ek gaan daai gevoel jaag vir die res van my lewe en dis my doel. En dit het my 31 jaar gevat deur universiteit, deur werk, deur studies om by hierdie uit te kom. So wat is die doel? Om daai gevoel te kry of om te help? Dis nou die volgende vraag, nee. Okay. Pas op daarvoor want daai gevoel is die hormone wat afgeskei word, die endorfine wat afgeskei wat jou laat happy voel. Yes. So dit raak 'n verslawing. So nou doen jy alles om daai ding te kry. Dan word dit eintlik 'n selfsugtige ding. Exactly. So die vraag is, waarmee is jy besig? Ja. Want die hormoon, die happy feeling moet sekondêr wees. Die primêre ding
is die value wat jy kan add. Ja. So jy moet mentally hoek aan die value wat jy add en hierdie is 'n spin-off. Ja, okay. Dit maak sin. Jy hoor wat ek sê. Ja. Anders te dobbel jy. Ja. Dit maak sin. Jy trek elke keer die liewertjie. Hoekom? Nie noodwendig om die gevoel te kry van Ja. Weet jy, maar ek dink wanneer mens praat oor doel, veral vir jonger mense. Okay, so 80% van mense wat universiteit toe gaan na die eerste jaar en verander hulle van studierigting. absoluut. En ek dink persoonlik daar's waarde in om daai gap jaar, ek dink gap jaar is die verkeerde woord. Dis meer 'n ding van gaan kyk wat jy wil doen. Hoe ek dit sien is as jy jou doel wil gaan soek, dit help vir jy gaan sit onder 'n boom en mediteer vir 7 dae. Nee, dis 'n praktiese proses. Dit is 'n praktiese proses. Ja. Hoe weet jy of jy gaan hou daarvan om branderplank te ry? Jy gaan dit gaan doen. Want jy leer nie swem deur oor swem te lees nie, né? Exactly, ja. Jy moet gaan swem. En ek dink dit is dalk waar die oorgang van 'n lewe agter boeke, agter 'n lesenaar van lees en lees en lees. Daar's bietjie van 'n gap dink ek dan wanneer jy dan nou kom, maar hoe weet jy of hierdie is wat jy wil doen? Ek dink ons komplikeer die ding in 'n groot mate. Twee goed. Een, mense oor die algemeen is jou prefrontale korteks waar jy besluitneming doen eers ten volle ontwikkel op 25. Sure, ja. Right, nou stuur jy 'n IT meisie van 17, 18 universiteit toe en verwag dat dit is wat hy of sy vir die res van haar lewe moet doen. Ain't happening. So dis normaal om tot 7 beroepveranderinge te kry deesdae. Wow. 7 beroepveranderinge. Sure. Right? So dis die eerste ding. Die tweede ding is vir my obviously is dit belangrik om te swat gefokus te studeer en wat daarmee saamgaan met die doel om iets te word. So ek is nie 'n groot fan van BA en al hierdie tipe van goed nie, alhoewel dit is waar ek begin het. Ja. Want ek het nie geweet van beter nie. Ja. En ek maak nie verskoning daarvoor nie, dis hoe dit vir my gewerk het. Maar die primêre ding van studeer is om iets te word. So jy moet as jy klaar geswat het, kan sê ek is 'n dokter, ek is 'n onderwyser, ek is 'n bemarker, ek is 'n metallurg, ek is 'n passer en draai. Maak nie saak wat dit is nie. Jy moet iets wees want jy kan nie enige iets verkoop, jy moet iets verkoop. Ja. Right? Ja. So dis baie belangrik dat jy jou gedagte agter die ding sit. Gap jaar het 'n risiko in van dit kan uitrafel. Maar hier's die vraag. En ek weet dit is belangrik om kwalifikasies te hê. Maar hier is die groter vraag. Moet jy onmiddellik gaan studeer? Nee, nie noodwendig nie. Wat is die risiko as jy nie onmiddellik gaan studeer? Jy kan dalk nooit begin nie. Want jy begin geld maak en raak jy gewoond aan wat hom saamgaan. Universiteit is 'n throughput 20%. Sure. Gaan lees die stats, nie Johan wat sê nie. Dis scary. Stats. Universiteite se throughput is 20%. Ja, en ek weet daar's groot moeilikheid met beurse nou. Exactly. Mense wat duisende, honderde duisende, miljoene gee vir beurse en dan maak die ouens nie grade klaar nie. Exactly. So jou kering vir universiteitsstudies moet baie fyner wees. Hierdie ding dat jy so toe kan gaan om jouself te vind is twak. Ja. Vir studies is vir my baie belangrik dat jy gefokus is. Gaan woon eerder 'n kursus by. Weet soos ek vir 'n vrou gesê het, laat jou seun eerder 'n elektriesien word. En as hy sy seël het en hy kan elektriesien werk doen, dan gaan hy verder studeer om 'n elektroniese ingenieur te word. Ja. Maar hy gaan altyd met sy elektriesien vaardigheid brood op die tafel kan sit. Ja. En so aan. Ons moet mooi dink oor hierdie goed. Een van die goed wat ek ook met jou oor wil gesels is, daar's baie van hierdie, noem dit nou maar raad, oor hoe om dinge te doen, hoe om 'n doel te hê, hoe om op te staan en die goed te doen, jouself uit 'n depressie uit te werk of whatever. Maar iewers te dink ek is daar bietjie van 'n mis van, okay goed, hier's die plan, ek weet dit is die stappe wat ek moet volg, maar daai inherente dissipline, motivering, daai soft skills wat jy nodig het, noem dit, ek hou daarvan met karakter te noem. Sure. Daai karakter wat jy nodig het om actually te gaan en die goed te doen. Ek dink daar's bietjie van 'n gap in dit. In 'n groot mate het dit maar te doen met hoe jy grootgemaak is. Ek weet my pa was in die weermag gewees. En
hy het vreeslik baie van die goed wat hy in die weermag geleer het, vir ons geleer. Sure. Jy weet, hy het ons die stories vertel van kamerinspeksie, hoe jy jou bed moes stryk, om seker te maak die bed Ons is van my reg. ouderdom ken Nydrol. Jy weet, en skoenepolitiek, hy het vertel van hoe jy kers was op jou skoene gedrup het om dit te laat blink, maar daai waardes, daai dissipline, daai respek vir autoriteit, daai tipe van waardes, 'n groot generasie, my ouers, die Gen Xers, het daai dinge geleer op weermag, hulle het dit vir ons geleer as kinders. My generasie, die millennials, ons het nie daai blootstelling gehad nie. Die van ons wie se ouers vir ons daai waardes geleer het, daai is die tipe waardes wat ons help. Jy weet, ek het geleer 9-jarige ouderdom. So soek ek 'n fiets. Toe sê my pa, goed, wat gaan jy doen? Dis ek soos wel, pa gaan vir my geld hê. Hy sê nee. Hier's Nie so gras. maklik nie. Hier's 'n grassnyer, jy gaan gras sny. Geniet dit. Geld wat ek vir die tuindienste sou betaal het, gaan ek vir jou Exactly. betaal. En ek het geleer werk vir my geld. Jy weet, ek het die waarde van harde werk en werksetiek in daai opsig geleer. So, bietjie by jou hoor, jy was ook in die weermag. Hoe dink jy watse waardes het jy daar geleer en hoe dink jy translate dit vandag om mense te help om 'n tipe van 'n karakter te bou? En okay, ons kan nou nie almal army toe gaan nie, maar wat kan ons doen om bietjie van daai goeters in onsself in te drill, jy weet? Dis 'n komplekse vraag met 'n baie wye vangnet. Ek dink die uitdaging wat ou het vandag met, ek dink Epictetus het dit gesê. Hy sê goeie tye maak swakmans mense. Goeie mense maak slegte tye. Slegte tye maak slegte mense. Is goeie, hoe ek dit Jy sê ek het hy sê dis makliker in Engels. Hy sê good men make good times. Ja. Good times make bad men. Bad men make bad times. Bad times make good men. En dan hardloop in daai siklus. Engels is beter. Ja. Waar dink jy is ons nou in die siklus? Ons is nou by bad. Ja. En ons gaan nog bietjie badder gaan. Ja. En dis normaal. That's how it is. Reg deur die eeue, gaan lees die boeke. Dis hoe dit is. So ek dink dit is daarin wat gebeur ook van as jy swaar groot geword het, wil jy graag vir jou kinders gee wat jy nie gehad het nie. Dit maak bederfde kinders maak kinders groot sonder beheer en so loop hierdie siklus in en rond. Ek meen dit is maar net wat is daarin van een generasie bou die kasteel, die volgende generasie breek hom af. 'n tipe van storie en so gaan nou deur hierdie siklus vir altyd. So ek dink nie dis sleg, maar dis hoe dit is. As jy gaan kyk na karakter, ek dink die moeilikste ding wat ons het is wat ons moet leer is respek. Fundamenteel. Uit respek uit vir mense gaan ek jou ordentlik hanteer, gaan ek jou ordentlik groet, gaan ek nie vir jou lieg nie, gaan ek jou nie verneek nie, dis respek. Uit respek vir my werk gaan ek my beste doen. Respek is my nogal belangrik. Uit respek uit kom daar dissipline. Want nou, omdat ek jou respekteer, gaan ek jou nie teleurstel nie. Nou toon ek dissipline om consistently dieselfde ding reg te doen en dit waarmee saamgaan. Okay. Motivering staart jou. Met ander woorde, ek hou van jou en nou gaan ek elke oggend my bed opmaak, maar dit is net vir 'n week wat ek dit doen omdat ek van jou hou. Daarna moet dit dissipline raak. Ja. Right. So nou kom ek by dissipline. En wat baie keer verkeerd gaan is omdat ek niemand wil teleurstel hê en dit waarmee saamgaan, is ek geneig om die baton nie aan te gee nie. So ek begin my kinders se verantwoordelikhede opslurp na my toe. Okay. Ek leer nie vir hulle hoe om verantwoordelik te wees nie. Ek leer nie vir hulle om leierskap te gee te toon nie. Ek leer nie vir hulle om besluitneming te doen nie. Ek gaan eerder my kind se taak doen sodat hy nie 'n slegte punt moet kry nie, want hy het heeldag hokkie Of ek wil sien lus vir sy gekermie, so ek doen dit nou gou-gou. Okay. Jy sien, jy het self die dissipline nie. Ja. So jy kan net afdwing wat jy het. Sure. Jy hoor wat ek sê, you cannot give what you don't have. Ja. So as jy nie dissipline het nie, hoe gaan jy dit afdwing? As jy nie leierskap het nie, hoe gaan jy dit vir 'n ander leer? As jy nie motivering het om op te staan en oor te gaan dissipline en om te respekteer nie, hoe gaan jy iemand leer om te respek te toon? So daar's 'n enorme klomp goeters. Een van die ander belangrike goeters wat ons in die weermag byvoorbeeld geleer het, is aanpasbaarheid.
Okay. En aanpasbaarheid is daai vermoë om te weet, wat's die doel? Wat moet ek reg kry? Hoe lyk hierdie proses? En om dan te implementeer. Nou, dis beter om 'n swak plan te implementeer as om 'n goeie plan nie te implementeer nie. Ja. En as dit 'n swak plan is wat jy nie, want jy weet nie regtig waar jy gaan nie, dan aanpasbaar te wees. Ja. Dis waar die tweede boek gaan, Opgee se gat. Gaan juis oor die konsepte van aanpasbaarheid, veerkragtigheid en dit wat daarmee saamgaan. Die Daar's ook baie belangrikste in die Bybel daaroor geskryf. Exactly. Dis waar baie van my goed vandaan kom. So, wat is die grootste skills wat jy moet hê? Myns insiens, daar's 5 maat. 2. 1 is networking en 2 probleemoplossing. Ja. Jy leer nie jou kind niks, jy leer jou kind niks as jy nie vir hom die probleem teruggee en sê hoe gaan jy dit fix nie. Ja. Ek kan onthou my vrou was my baie kwaad geweest oor ek met die kinders moeilik was, fietsen. Ek wil 'n nuwe fiets hê. Sê, cool. Ag nee, dude. Wat is jou plan? Ja. En dan moet hy teruggaan. Dan moet hy sê waar kan hy wat se fiets wil hy hê? Dan spek hy, maar sê ek cool, so waar gaan jy hom kry? Dan kom hy terug daar. Nee, ek sê nie, want daar's 'n alternatiewe. Nee, daar en daar. Okay, cool. Hoe lyk die pryse? Nee, okay dan, jy weet. Ja. En aan die einde van die dag is right, hoeveel geld het jy? Ek kan hierdie storie vertel toe ek op skool was. Het ek begin 'n sport, ek wou 'n sport doen, avontuursport, adventure racing. Yeah, exactly. En ek was in graad 9 gewees. Eintlik het dit gekom van toe ek in graad 8 was ek vreeslik oorgewig. Ek was so oorgewig dat ek ophou groei het en dat my rug se beleining begin uitgaan het. Genigtig. En dit raak toe 'n probleem en die dokter sê vir my, "Jy moet begin oefen." Jy weet, hierdie raak 'n probleem. Sjoe. En ek het toe in graad 9 goed, ek gaan avontuursport doen. Al wat nou gaan jy na die extreme toe. Maar ek begin toe goed nie. Ek meen ek moet draf en al wat ek kort is ek kort 'n fiets. Ek kort 'n bergfiets en ek kort 'n goeie bergfiets. En ek is toe soos goed nou die eerste jaar wat ek dit goed doen, kyk ek mammie en papi in die oë want ek kort 'n bergfiets. My pa het so ou gamefiets gehad. Ek dink eintlik hy het hom nog by Dion, jy weet, Dion's nog bestaan het, hè. So Dion's fiets. Ja. Hy het daai tyd R500 vir die fiets betaal. Regtig entry level. Entry level. Ek dink ek was soos 9 jaar oud toe my pa daai fiets gekoop het, nê. Regtig. Hy het nie eers vere gehad nie. Dis eintlik 'n padfiets gewees, nee. Nee, is solid. Nee, ek ken hom. Ek het so bergfiets gehad. So rally. Ja. Yes, so silver rally. Die ding het daarom ratte gehad, maar hy het nie vere gehad nie, nê. En ek kan onthou eendag gaan ry ek net saam met my pelle. Nou, ek was in Hoërskool Noordheuwel en Noordheuwel het basies 2 mense gehad. Mense wat bo op die berg bly, mense wat onder op die berg bly. Ons het onder die berg gebly. En die mense wat bo op die berg gebly het alles gehad wat die mense wat onder die berg gebly het nie gehad het nie. Dit was die dinamika in die skool. So ek was, jy weet, altyd die underdog, hierdie ouetjie gewees. Dis 'n lekker plek om te wees. Dit is 'n lekker plek. Ek het nie in daai oomblik gedink dit is 'n lekker plek om te wees nie, maar wanneer ek terugkyk is ek so dankbaar. Daai underdog ding bou karakter. Ja. As jy wil. Yes. As jy wil. Ek kan onthou nou gaan oefen ons, nê. En al die maatjies het hierdie cleats wat inklip. Ja. Jy weet, hulle kan nou daar's 'n wetenskap daar agter. As jy met die een voet kan stoot terwyl jy trek met die ander voet, gaan jy vinniger kan ry. Ek kan nie dit doen nie. Ek moet harder oefen as ek die span wil maak. So wat gaan ek doen? Gaan ek die toerusting blameer en uitklim of gaan ek baie tel? En ons spaar toe geldjies bymekaar, R300 bymekaar gemaak om entry level shocks te koop, dat ek daarom net nie my gewrigte verloor. Nee, jy tande verloor in die proses nie. Ek het met daai R500 se gamefietsie Essos toe gegaan. Met my V-brakes, nie eens diskbrakes nie. Ek het Essos toe gegaan. Ek het Essos deelgeneem en in 'n span gery van kinders wat R30,000-40,000 se fiets het, het saam met hulle klaar gemaak. Die jaar daarna het ek gewerk, gras gesny en toe vir myself toe 'n bietjie beter fiets gekoop. En dit was die beste les wat ek kon leer. Wat is een van die goed wat jou opgee bestand maak? Wat jou? Wat jou opgee bestand maak. Attitude. En dis een van die goed wat ek uitlig in daai tweede boek, die opgee se gat, is daar is skills, eienskappe en houdings wat jy kan aanleer. Dis almal aanleerbaar. Ja. Wat jy kan aanleer om jou opgee bestand te maak. Jy kan nooit bestand wees nie, maar dit raak net moeiliker om op te gee want jy het al hierdie vaardighede. En attitude is daai ding wat jy nie jou toerusting blameer nie.
Ja. Jy blameer jouself, jy kon harder gewerk het, harder oefen het, meer tyd ingesit het. En aan die einde van die dag maak dit jou sterker as die ou wat makliker kon oefen omdat hy beter uitrusting het. Ja, ja, Jy moes harder insit. ja. Dit maak jou, dit gee jou eelte. Ek dink een van die mees uit 'n fliek gekyk, Whiplash. Ek weet nie of jy al oor daai film Ek gesien weet van hom nie gesien nie. Briljante film. En dit gaan maar basies oor hierdie ou wat tromme speel en sy onderwyser of wat ook al, die dirigent van dis 'n bossa jazz band. So, okay. Die moeilikste manier om tromme te speel. Nou, ek self wat tromme speel, het nogal die fliek nou natuurlik geniet, maar die ou is verskriklik erg op hierdie student. Hy mishandel hom eintlik emosioneel, breek hy hom af tot op die vloer. Maar dan hier aan die einde van die film, maar hy gaan toe nou en hy kla toe nou vreeslik oor hierdie onderwyser van hom en dit kom toe nou uit by die owerhede van hierdie universiteit en hulle vind uit hierdie ou abuse die kinders emosioneel, hy breek hulle af. Hulle gaan hom afdank. Maar die ou is nie J.K. Simmons speel hierdie antagonis. Briljante spel, maar in elk geval hy kom toe jare later af op hierdie drummer. Hy sê toe, "Hey, hoor jy, ek het 'n konsert. Ek wil jy moet kom speel in die konsert. Jy ken die liedjies wat ek gaan speel, kom speel." En net so voordat die konsert begin, stap hy hom toe, hy sê, "Dink jy ek is dom? Ek weet dit was jy wat dit gedoen het." En hy speel toe heeltemal ander musiek. Die ouetjie sit daar agter die drum, hy weet nie wat om te doen nie, hy ken nie die musiek nie. Hy's verneder voor almal. Hy staan op en hy loop. Sy pappie vertroos hom, omhels hom, sê dis okay, kom ons ry, kom ons gaan weg. Jy het nie hierdie ou nodig nie. En daar swaai die ding, hy sê, en hy moes daar kies. Gaan hy uitloop of gaan hy terug aan stage toe? Hy gaan die res van sy lewe doen, hè? Hy draai hom, hy stap terug na die stage toe. Hy speel toe. Hy sê toe vir die ouens, ek gaan nou hierdie liedjie speel op die dromme. 'n Liedjie wat hy ken, wat hy goed is, hy gaan nou vir die mense wys hoe goed hy eintlik kan speel. En hy begin en hy trek weg. En hy speel daar die beste ding, dat hy nader aan en hy draai toe die dirigent en hy wen toe die dirigent se guns en hy sê, maar wat daai ouetjie toe nou, wat die dirigent toe nou sê, hy sê the most harmful words in the English language. It's good job. Okay, nou dit is bietjie ekstreem. Ekstreem, ja, dis weer een van die ekstremes, maar tog waar. Maar daar is waarheid daarin. Sure. Is as jy goed gaan maklik maak vir mense. En ek vat dit nou terug na die weermag toe. Niks in die weermag was maklik nie. Maar ek dink daarin leer mense 'n stuk resilience. Ja, die weermag is 'n wonderlike plek. Ek dink dis 'n vormende plek. En ek gebruik 'n baie slegte woord, as jy sleg daarin gaan, is die waarskynlikheid goed dat jy slegter daar gaan uitgaan. Dit maak jou wie jy is. Dit is soos Bob Marley wat gesê het, geld verander jou nie. Geld bring uit wie jy is. Sure. Wow. Die weermag bring uit wie jy is. As jy bad case is die kans baie goed dat jy slegter daar gaan uitgaan. As jy bad case is daar 'n goeie kans dat jy die geleentheid gebied gaan word om goed te draai. En as jy goeie karakter het, gaan jy sterker daar uitkom. Die weermag het vir jou min ruimte gelaat om net te float. Daar's baie ons wat dit wel reg gekry het, maar die weermag het jou gevorm en die values wat dit jou leer, dissipline, motivering, leierskap, aanpasbaarheid, al daai wonderlike goed, is omdat jy gedwing word om meer as jouself te wees. Oh wow, ja. Want in die weermag gaan dit nie oor jou nie. Dit gaan oor ons. Jy verloor jou identiteit, jy's 'n nommer. Eintlik raak jy deel van die span. Jy is wel met 'n nommer vir administrasie doeleindes, ja. Maar jy raak 'n lid van 'n span. Meer as dit. Jou identiteit raak wie jy is in die span. Oh wow, ja. Vir my, dis hoe ek dit sien. En dit maak jou goed. So jy het value in jouself en jy het value in die span. Ek wil hê ons moet eindig half op 'n praktiese noot. Vir mense daar buite wat dalk in 'n bietjie van 'n gat sit, wat sukkel om uit 'n plek uit te kom, wat graag, jy weet, iets van hulle self wil maak,
maar hulle kan nou nie weermag toe gaan om hierdie goed te leer nie. Wat is daar wat jy kan doen? Ek het byvoorbeeld, toe ek op daai plek was, het ek ingeskryf vir 'n halfuisterman. En dit is, jy kan nie jouself daaruit uitfake nie, jy moet dit doen. As jy dit wil doen, dan moet jy opdaag. En ek het besef, maar ek sukkel om hierdie alleen te doen, en so ek moet iemand kry wat ek kan vertrou, wat saam met my hierdie goed kan doen. So, wat is daar iets wat mense meer toegang tot het, om hierdie tipe van character building goeders te kan gaan doen? Wat sal jy aanbeveel? 'n Komplekse vraag. So in die wêreld waarin ons leef vandag, dink ek, dit is waarskynlik ongelooflik belangrik dat almal op een of ander manier toegang tot 'n coach of 'n mentor moet hê. Om jouself te kan verander, die grootste uitdaging wat ons het is, jy kan 30 tot 60,000 gedagtes 'n dag hê. Dis hierdie buzz in jou kop. Ja. Dit beteken niks, dit confusion net. So om by iets uit te kom wat jy moet doen, moet jy daai buzz vat, deur 'n trechter druk totdat jy by tasbare goed uitkom. So jy kan, kom ons sê 30,000 gedagtes 'n dag doen, maar en daar's verskillende metings en teorieë daaroor. Die fundamentele ding is, jy kan about 100 woorde per minuut dink. Okay. Jy kan about 50 na 60 woorde per minuut skryf. So een van die eerste goed wat jy moet doen, skryf jou dagboek. Okay. En skryf net wat jy dink, voel en daarmee saamgaan. En doen dit consistently, want dit help jou om 'n temas te begin identifiseer. Vra wat jy vir jouself elke dag gaan vra, waarvoor is ek dankbaar? Wat wil ek vandag doen? Hoe gaan ek goed doen vandag vir ander mense? Wat het my vandag happy gemaak en opgewonde gemaak? Wat het ek vandag reg gekry? Weet, gee vir jouself 'n stel vrae en antwoord dit elke dag. Journaling. Dis journaling. Doe dit gewone journaling. Dit moet nie, weet, hierdie konsultante en life coaches en goeders maak goed moeilik. Sit op jou gat en skryf. Okay. That's it. Hier wat binnekant is, gaan uitkom op 'n manier. Right. So kry 'n coach, kry 'n mentor, of as jy kan jy begin net skryf. Dis die eerste ding. Tweede ding is, daar's 4 vrae wat 'n ou vir jouself deurlopend moet antwoord. En dit is om te kan swat, dit is om werk te soek, dit is om die lewe aan te gaan. Eerste vraag is, wat is ek lief voor om te doen? En daar's baie vrae. In aftrede se gat het ek 4-5 bladsye vol vrae, opgee ook. Weet, toetsvrae. En dit gaan nie oor die boek nie. Dit is net, ek het deur die denkproses gegaan om ander te help. So, daar's 'n magdom vrae oor, wat is ek lief voor om te doen? Tweede vraag is, waar is ek goed? Ja. So, hoe ouer jy is, hoe meer jy al vaardighede aangeleer, so jy kom al uit by 'n core competence. Ja. 'n kernvaardigheid wat meer detail is as wat jy is as jy 18 en 20 is. Ek wil net gou vir 'n oomblik daarmee stop, want ek dink baie keer spandeer ons hopeloos te veel tyd in ons swakpunte. Jy moet die hele tyd net werk daaraan. Exactly. Hier is die, ek hou voor die swakpunte. So dis die derde vraag is, wat het die wêreld nodig? So dit help nie jy's goed in paint, maar die plek waar jy is, het dit nie nodig nie, né? Ja. En die vierde vraag is, moet jy betaal word daarvoor, dan kan die mense dit bekostig. Ja. 4 vrae. Lief, goed, is dit nodig en kan jy betaal word daarvoor? Nou is die punt. Kom ons sê byvoorbeeld jy wil nou 'n dominee word. Ek vat nou sommer vir jou 'n voorbeeld. Jy kan nie net vir 'n ou sê wat is jou sterk en swak punte nie. Niemand nou kan ek dit om twak gaan uitdink. Wat is jou sterk en swak punte ten opsigte van wat? Ja, ek hou daarvan. So ek wil 'n dominee word. So wat is my sterk en swak punte ten opsigte van dominee wees? Ja. En nou kan jy sê ek kan nie lekker praat nie, ek sluk my woorde in, ensovoorts. En my sterkpunt is ek like mense. Cool. Wat is die doel van sterk en swakpunte? Swakpunte moet jy sterker maak. Sterkpunte moet jy sterker maak. Jy moet jou sterkpunte gebruik om jou swakpunte sterk te maak. Dis denke agter die goeie. So, waarheen wil jy gaan? In terme van daai, wat is dit wat jy waaraan jy moet werk? Jy is nie net hier in die lig sterk en swakpunte nie. Think about it. Jy moet gekonsentreer. Nou as jy deur die denkproses gaan en jy skryf dit neer, gaan jy dan daarna en sê, okay, nou wil ek iets word, ek wil besluit om groente uit my kar se boete te verkoop, want die mense het dit nodig en ek kan 'n geldjie maak. Right, wat is die plan?
I don't know. Wat is die eerste ene? Aan wie gaan ek dit verkoop? Nou gaan jy deur die drill. Yes. Jy vir die 7 W's en jy werk met die 7 W's en nou kom jy uit by 'n plan, okay, ons gaan dit doen. Nou implementeer jy. En nou is die kans amper 50% dat jy kan fail Ja. en die ander kant is jy kan suksesvol wees. As jy fail, wat het verkeerd geloop? Wat het ek gemis? Moet dit nie personifiseer en Dis nie sê die ek issue is 'n nie. failure nie. Dis net Wel, hierdie ding het daar's nie ou wat gewerk. gesê het, daar's ou wat gesê het, hoekom is ons so bang vir kompetisie? Jy leer meer uit kompetisie uit as by jou beste pels. Ja, ja. Hoekom is ons bang vir fail? Uh, Fail is deel van sukses. Dat Wolf die ou wat Mercedes se Formule 1 groep bestuur het gesê hy is so dankbaar as hulle die dag verloor want hulle het iets geleer wat die Nou ou wat kan jy gewen uitvind het. hoekom Yes. en wat het die ander ons anders gedoen. En Ja. dis die punt. So ons moet vandag onsself, ek moet dit doen konstant. En ons kinders en ons mense rondom ons konstant leer om in 'n konstante fase van bewustelikheid te lewe. Yes. Met ander woorde, wat het ek vandag gedoen? Wat het gewerk? Wat het nie gewerk nie? Wat kan ek beter doen? Wat is die behoefte? Sodat jy konstant weet waarmee jy besig is en kan weet waar jy gaan. Ek dink een van die groot obstacles wat ek dink ons veral in ons kultuur het, is trots. Ons wil nie vra vir hulp nie. Sure. Ek vat nou myself as 'n voorbeeld. Een van my grootste swakpunte is administrasie. Ek is regtig nie goed daarmee nie. En ek het besef maar hoe meer ek hieraan probeer, dit vat soveel energie vir my om hierdie ding self te probeer regkry, dat ek eintlik op 'n punt gekom het waar ek gesê het ek gaan eerder net vra vir hulp. Wel, dis een van die faktore. So die vraag is, moet jy dit doen? Moet jy dit self doen? Yes, ja. Jy weet, ja, ek moet dit doen, maar moet ek dit self Moet ek doen? dit self doen, ja. En daar's nog die ding ook van die lewe wat jy soek, lê aan die ander kant van die goed wat ek vermy. Yes. Jy weet so, die lewe is vol sulke nice anecdotes en tipe van dinge. Almal moet admin doen. Ja. So as jy nou sukkel met produktiwiteit, doen dit eers in die oggend sodat jy kan verbykry, sodat jy jouself kan beloon met die goed wat jy wil doen. Exactly. Jy weet, so daar's oral mindsets wat 'n ou kan aanleer hoe om hierdie tipe van uitdagings te hanteer. Maar die uitdaging wat ons het is ons lewe nie bewustelik nie. Ja. Ons doen nie moeite om wakker te word in die oggend en vir jouself te sê, okay, hier gaan ons nou, wat gaan ek doen? Hoe lyk my dag? Ek sluit nie vandag af om te sê, okay, wat het ek vandag reg gekry nie. Ja. So dis net nog 'n dag, nog 'n valgheid. Môreoggend, wat gaan ek môreoggend doen? Nee, ek weet nie, ek sal môre uit nee. Ja, en ek dink as mens daai risiko loop, dan as vandag verby is, nou is hy verby. Dis klaar en môre moet ons al van voor af begin. En jy begin weer binne. En jy's in hierdie vicious siklus waar jy kan nie eens onthou wat die waarde van 2 dae terug gelede was nie. En dis wat journaling 'n groot rol speel. Bewustelikheid, dis mindfulness is die Engelse woord. Mense maak 'n groot ding daarvan. Maar review net jou lewe so nou en dan. Ja. En die groot fout wat ons maak, en ek sien dit ek sien by meeste mense, is ons probeer ons waarde heg aan groot goed. Ja. Ek het 'n company of ek ry 'n Mercedes of ek het groot goed. Value lê in die klein goedjies. Dit goed wat hier in die binnekant saak maak. Ek illustreer dit. 'n studie wat ek gelees het way back, so ek recall feite nou, was 'n ou wat 'n sielkundige wat navorsing gedoen het oor mense wat selfmoord gepleeg het deur van die Brooklyn Bridge in Amerika in New York by af te spring, hè. En daar is iets soos 'n 95% suksesrate. Sure, okay. Jy maak dit nie. So die laaste ene case wat hy opgeskryf het was ek dink die 77ste ene. En hulle het die ouetjie gekry, het na sy woonstel toe gegaan en in die woonstel was ongesluit geweest, was oop geweest en daar het 'n brief gelê. En die briefie het gesê: As iemand my vandag groet op pad brug toe, spring ek nie. Sure. Dink net daaraan dat dit deur by 'n ou verby te loop en vir hom te sê goeiemôre sou gemaak het dat daai ou nie gespring het nie. Wow. Die value wat jy add deur iemand te groet. En ons soek value op al die verkeerde plekke. Ja. Want die media sê vir ons jy moet 'n kar hê, moet hy sê al die goed, ons probeer goed kry wat totaal van niks waard Ek dink is. een van die grootste behoeftes in mense en die navorsing het bewys die millennials en die Gen Z's nou
is die mees eensame generasie. Exactly. En Enorme daai issue. verlange na community is so diep by mense dat dit vir iemand baie meer waarde gaan. En ongelukkig met eensaamheid, as jy eensaam is, dan wil jy community hê, jy wil dit nie gee nie. Maar jy kry dit deur dit te gee. Wel, dis exactly die punt. Ons design, Maslow se behoefte-hiërargie 1 2 3 is gemeenskap met ander mense is die ding. Ja, As jy gaan kyk na survivability is groepe. As jy gaan kyk na longevity en happiness in ouerhuise is mense wat in groepe behoort. ja, Lewe die beste en die langste. Dis waarvoor ons geontwerp is. Maar ons het oor die afgelope klompie jare, generasies, selfsugtig geword. So ons verwag dat mense dit vir ons moet gee. ja, En dis nie hoe dit werk nie. Dit wat jy gee, kry jy. yes, So soek jy gemeenskap, gaan praat met iemand. ja, Soek jy hulp, gaan help iemand. ja, En so bou jy binne die design van mens ja. wat jy nodig het. Johan, ek het baie lekker met jou gesels. Dankie vir jou tyd, vir jou gedagtes, jou energie, jou wysheid. Ek dink ons maak van wysheid hierdie argaïese ding, maar jy het moderne wysheid. Dankie dat jy dit deel en dat jy dit aanhou deel. Ek dink die wêreld is 'n beter plek met mense soos jy. So baie dankie dat jy hier was en ek is seker ons gaan nog bietjie met mekaar gesels vir die jare wat kom. Dankie. Kom ons gemaak 'n verskil. Dis maar al. Asai.